everybody that Jesus lives. Oh yes, Jesus lives. And Jesus lives. Oh yes, my Jesus lives. Yes, he lives. Kom ons gee 'n lekker hande klap vir Jesus. En hy lewe vandag. En tot in ewigheid. Amen. Vader, soos ons môre voor U staan, wil ons vir U dankie sê. Dankie vir U groot genade, dankie vir U liefde, dankie vir alles wat so mooi is. En dankie dat ons in U huis kan wees vanmôre waar U naam uitgeroep is. En vanmôre terwyl ons so in aanbidding staan, Vader, dankie dat U elkeen van ons hart het. Dat U ons gedagtes die heel dag bespeer. Want U is 'n kenner van die hart en 'n beproef van die niere. En daarom sê ons vir U dankie dat ons seuns en dogters kan wees. Vrygekoop deur U seun se kosbare bloed. Vader, in hierdie uur ons vra, ontvang ons aanbidding. Ontvang ons lofprys. En in hierdie blydskap van 'n hart wat dankbaar is en vanmôre hulle Vader te aanbid wat in die hemel is. Weet ek dat U sien die hart wat in blydskap met liefde uitstrek na U vanmôre raak. En in daardie oomblik word die verhouding met U versterk vanmôre. Dankie dat elke siekte, elke kwaal, elke stryd in hierdie oggend onder die salwing van die Heilige Gees gebreek word, genees word en lewens verander word. Amen. Amen. Om Jim mute net my pastoor se mic op die stadium. Asseblief. Amen. Is julle bly om in die huis van die Here te wees? Amen. Amen. So come and go with me to my Father's house. To my Father's house. To my Father's house. Come and go with me to my Father's house. Where there's joy, joy, joy. Oh yes. So come and go with me to my Father's house. To my Father's house.
in die laaste nageslaap. Amen, dankie Jesus, dat die goede tierenheid vir altyd daar vir ons is. En ons is so afhanklik van die Here. You are Lord and you are King of Kings. He is Lord. Yes, He's Lord. He is Lord. He has risen from the dead. He is Lord.
van Jesus Christus. As ek dink aan die man, die besetene van Gadara, hy het geen vriende gehad nie, hy het geen familie gehad nie, hy het tussen die grafte gebly, vol van sonde, vol van demone, vol seere, afgeskryf deur die mense. Hy het niks en niemand gehad nie. In die donkerste tyd van sy lewe, in sy storm, kom Jesus verby hom. Daar waar jy geen meer hoop meer was nie, het Jesus gekom. So op die ouend van die dag, wat maak regtig saak in die lewe? What really matters? Touching Jesus is all that matters. And then your life will never be the same. There is only one way to touch Him. You just believe when you call on His name. 'Cause touching Jesus is all that matters. And then your life will never be the same. There is only one way to touch Him. You just believe when you call on His name. So touching Jesus is all that matters. And then your life will never be the same. There is only one way to touch Him. You just believe when you call on His name. 'Cause touching Jesus is all that matters. And then your life will never be the same. There is only one way to touch Him. You just believe when you call on His name. There is only one way to touch Him. You just believe when you call on His name. En weer die Here maak 'n weg vir my en vir jou. En weer die Here maak 'n weg vir my. As ek altyd heilig leef en sonder haar na goedheid streef, weet ek die Here maak 'n weg vir my. Oom Jim, en weer die Here maak 'n weg vir jou. En weer die Here maak 'n weg vir jou. As ek altyd heilig leef en sonder haar na goedheid streef, weet ek die Here maak 'n weg vir my. Amen. Baie dankie pastoor. Ek glo in my hart dat die Here maak 'n weg vir elkeen wat hier sit in hierdie gemeente vanmôre. En onthou, dis nie moeilik nie. Dis nie 'n boek wat jy moet gaan lees of 'n studie wat jy moet gaan doen nie. Touching Jesus is all that matters. And there's only one way to touch Him. You have to believe
when you call on His name. Amen. Prys sy heilige naam. Kom ons raak net, staan net so, wees net rustig. Vir 'n oomblik beleef die moment. Beleef sy teenwoordigheid. Beleef die werklikheid dat hy vanmôre 'n waarmaker van sy woord is. Hy is die een wat jou berge verskuif. Hy is die een wat jy vanmôre kan aanraak en alles sal nooit weer dieselfde wees nie. Hy is vanmôre die een waarna jy kan roep in die benoudste oomblikke van jou lewe. En weet, al is dit hoe donker, hy is saam met jou. En daarom sal jy nooit ontbreek aan lig nie, want hy is lig. Keer aan sy hand. Kom ons gaan oor na die woorde. Dankie, Here. Amen. Kom ons gaan oor. Welkom allemaal. Geluk het elke van julle al volgende gegroet. Net so vanaf die gehoor kyk en kyk weet ek nog nie gegroet nie. Môre Elise, môre Bol, môre Sandra, môre Ati. Die tweede keer, derde keer, môre Jan. Gister sit ons en ons is besig om sommer 'n bietjie brandsaam te geniet. En so aan die tafel noem ek dat ek het nog nie my woord gekry vir die dag nie. En die volgende oomblik, die Here gee sy na my die woord vir vandag. Hoe lyk die spieël waarin jy kyk? Hoe lyk die spieël waarin jy kyk? En vanoggend terwyl ek stil word en die skrifte mekaar maak, toe gaan op my iets net waar. Hoofskrif vanmôre is Jakobus 1 vers 19 tot 25. Sit my die plank so klein bietjie af. Amen. Okay. Terwyl die klank balanseer, jy kan so lang blaai na Jakobus 1 vers 19 tot 25. Ja, ons grootste uitdaging is die grasdak en ek praat voor die speakers. Amen. Maar ons werk rondom dit. En wat 'n spieël kyk jy? Die gedagte van vandag. Gedagte uit vandag se boodskap as padkos op jou lewenspad is, onthou, dis jou spieël. Jou lewe en jou verantwoordelikheid voor God. Tweedens, het jy al vrede gemaak met God en die persoon in jou spieël? Het jy al vrede gemaak met God en die persoon in jou spieël? 1 Korintiërs 13 vers 12, want nou sien ons deur 'n spieël in 'n raai so my eendag van aangesig tot aangesig. Nou ken ek ten dele, maar eendag sal ek ten volle ken, net soos ek ten volle geken is. Kom ons bid saam. Vader, ek is so opgewonde oor hierdie boodskap vanmôre. Opgewonde om te weet, u seuns en u dogters gaan vanmôre vrygemaak jy uitstap. Gevoed en bemoedig jy uitstap. Aanraking met God jy uitstap. En dis waaroor dit vanmôre gaan, Papa Vader, ons verhouding met u. Alle ander dinge gaan verby. Maar al wat sal bly staan, is 'n verhouding met u. Daarom dank ons u vanmôre in die kosbare naam van Jesus Christus. Amen en amen. Jakobus 1 vers 19 tot 25 sê, so dan, my geliefde broeders, elke mens moet gou wees om te hoor, stadig om te praat, stadig om toornig te word. Elke mens moet gou wees om te hoor, stadig om te praat. En nie hoe God ons anatomie gemaak het.
Het jou nie 2 monde gegee, het jou 2 ore gegee. En 1 mond. Haastig om te hoor, dan gaan moet jy 2 keer hoor. Hy het so vir jou 2 ore gegee, om te kan mooi hoor. Maar vir jou 1 mond gegee, om stadig te wees om te praat. Dit net aan daai, hoe God jou saamgestel het. En dan sê jy moet haastig wees, gou om te wees om te hoor, stadig om te praat. En in dit het ek iets geleer in die lewe. Somtyds het ons gehoor nie geoefen nie. En dink ons, ek hoor wat die volgende persoon sê. Maar ons gee nie kans om te dink wat die persoon eintlik gesê het nie. En onmiddellik, omdat ons partykeer getrigger is uit dinge uit ons verlede wat gekonnekteer word aan dit wat gesê word, is daar onmiddellik kwaad wat binne ons getrigger word, wat dan oorkom in die woorde wat te vinnig gespreek word. En as ons mondjies oopgaan, dan lei ons aan woorddiarree. Jy begin net te praat. En jy gee later nie om wie maak jy seer en wat sê jy nie, dit spoel net oor jou mond, wat jy het nou die reg om te sê wat jy wil sê, in steede vir om te kou aan dit wat jy gehoor het, dit te evalueer en op die weerskaal te plaas, en die intensies waarmee die persoon het vir jou gesê het, versigtig na te speur. Waarmee is dit vir my gesê? Ek hoor so in die week, kyk ek nou videoklip, waar die persoon sê, dat as jou vrou jou kritiseer, is dit nie om negatief te wees of om jou aan te val. Maar eerder om vir jou te sê, ek wil met jou 'n connection hê. En daar is sekere dinge wat tussen ons twee en ons band wat daar moet wees staan. So wat ek sê ek nie om jou te kritiseer nie, ek sê dit omdat ek as vrou uitroep na jou as man, sien raak wat staan tussen ons, dat ons saam daaraan kan werk, dat die band wat daar is, versterk word en nie verkrummel nie. Maar somtyds, en die rolle kan omgedraai wees, kan wees dat die man vir die vrou dit sê. Maar omdat ons groot geword het, dat wanneer mense iets sê, dan wil hulle ons afbreek. Ons lewe in 'n kritiek en negatiewe wêreld waar die mens so ingestel word dat alles wat gesê word, het altyd 'n agenda, het 'n bymotief. Intussen besef ons die partykeer is dit mense wat naby ons is, wat vir ons die liefste is, wat nie agendas het nie, maar werklik waar met jou spreek, eintlik uitroep. En soms is dit onkunde, want ons is nie almal opgeleide beraders nie. Ons het nie almal altyd die regte woorde om met mekaar te praat, om ons misverstande uit te bring. So, as 'n vrou of 'n man na jou toe kom, na hulle lewensmaat toe kom en iets negatiefs voordra, is dit nie noodwendig omdat dit negativiteit in geanker was nie, maar in die ontbreking van die regte woorde. En nou luister ons luister vandag. En dan gaan raak ons stil. Dis eintlik wat die woordjie sê raak stil. En dan wanneer jy dit gekou het, en herkou het, totdat jy verstaan wat eintlik gesê was, dan kom jy terug en jy kom praat. En dit wat jy praat moet altyd wees met die uitgangspunt om dit opbouend terug te voer. En daarom word is dan nie meer toornig nie. Want die toorn van 'n man bewerk nie die geregtigheid vir God nie. Daarom doen afstand van alle veiligheid en oorvloed van boosheid en vang met sagmoedigheid die ingeplante woord wat in staat is om julle siele te red. En word daar is van die woord en nie net hoorders wat jouself bedrieg nie. Nou as ek 'n dader van die woord word en ek bedink die woord van God dag en nag, dan sê die woord, dan sal ek wees soos 'n boom wat geplant is met waterstrome wat die vrug gee op die regte tyd. As ek hierdie woord ontkoppel en distansieer van die bron van dit, Jesus Christus, hy is die woord. Yes, amen. En ek sien hierdie woord iets buitekant Christus. Dan gaan ek my eie konnotasie, my eie interpretasies doen. En dis oomblik wanneer ek my eie interpretasies en my gebrekkige kennis doen, en dit nie meet aan die karakter van Christus in alle omstandighede nie,
Met ander woorde, hy wat die woord is, wat vlees aangeneem het, onder ons kom woon het, wat in al ons swakhede met ons medelee het, en al ons swakhede verstaan, sê in my kan jy kragtig wees. Want hy wat in my is groter as hy wat in die wêreld is. Wat beteken daardie woord? Daardie woord beteken letterlik dat die vrede van die veranderende krag van God se gees wat binne my woon. Sterker is as enige geestelike invloed van buitekant af. So as ek dan in die woord bly, en ek bedink die woord, dan bedink ek die liefde, die vrug van die Heilige Gees. Want die Gees van God woon in my, en sy vrug verander my. So as ek iets kritieks hoor, dan weier ek dit om dit in die vlees op die weerskaal te plaas. Ek bedink dit geestelik. En ek dink by myself, wat skiet ek tekort wat God vir my lewe wil hê? Wat moet verander ten goeie? En dan gaan jy na daardie punt toe vat met, wat sien jy in die spieël? Want as iemand 'n hoorder van die woord is, nie 'n dader nie. Die is soos 'n man wat sy natuurlike gesig in 'n spieël sien. Want hy sien homself al gaan weg en vergeet dadelik hoe hy gelyk het. Maar hy wat diep insien in die volmaakte wet van die vryheid en daarby bly, hy sal, omdat hy nie 'n vergeetachtige hoorder is nie, maar 'n dader van die werk, gelukkig wees in wat hy doen. En watter spieël kyk jy? Wanneer ons die spieël van die lewe begin kyk in die vrymakingskrag van Christus, en nie in die binding van die leuen om die Satan hierdie wêreld probeer verwoes nie. Ons moet besef wanneer ons in die spieël kyk, ek is nou maar eenmaal 'n gesalfde van die Here. En 'n gesalfde van die Here is nie net die pastoor nie. Elke persoon wat hier sit, wat gewederbaar is deur die krag van God, wat verseël is deur die Heilige Gees in 'n verhouding met God as seun en dogter, is 'n gesalfde. Amen. En daarom is ons wat vanmôre in hierdie plek sit, wat met ons mond bely, dat ek is 'n seun en 'n dogter van God, is gesalf om met die krag van die Heilige Gees verander te word binne my, sodat dit wat ek in die spieël sien, die beeld van 'n lewende God is. En nie die leuen wat deur die jare baie keer in ons lewens aan ons probeer gekonnekteer word. Die vyand probeer so hard om ons weg te vat van die beeld van 'n lewende God, waarin ek en jy geskaap is, na 'n beeld wat 'n wanindruk is, 'n wanpersepsie is, 'n verdraaiing van wat God wil hê ek en jy moet sien wanneer ons in die spieël kyk. Wanneer ek in die spieël kyk, moet ek iets kan raak sien. Ek moet kan sien, kom ons sê, jy het in jou jare gevorder, en die plooie lê al diep, en die hare is grys. Dan moet jou gedagte, wanneer jy in die spieël kyk, hierdie gedagte wees. Ek kyk in die spieël, en op hierdie aarde, het my huis 'n plek van God se rus geword. Want binnekort gaan ek die grootste verhuising doen na my ewige tuiste. Hierdie tydelike huis is in vrede. Hierdie tydelike toestand, hierdie vrede van God beleef. En nou is ek reg as my ewige, my laaste verhuising plaasvind na my ewige tuiste toe. Ek is voorberei. Ek kyk in die spieël en ek sien sy beeld, ek sien sy werk in my, wat daagliks my verander na sy beeld toe. Met ander woorde, dit wat ek eens was, toe die wêreld my in leuns vasgehou het, toe ek in worstelinge was, toe ek gewonder het, waar is God? Gee hy dan nie om nie? Is ek by 'n plek wat ek in die spieël kyk en ek sien ten volle God se teenwoordigheid in my lewe en sy werking wat my voorberei vir iets groters as hierdie wêreldse dinge. 'n ewige tuiste. Ek lees in hierdie week 'n WhatsApp van 'n vroukie wat uit die gemeente uit verhuis het. Sy bly nou by die see. En sy sê toe sy daar na huisie kom. En sy skop nes. Want 'n vrou vat dit baie erger as 'n man wanneer hulle verhuis. Dis soos 'n boom wat se wortels uit die grond uit geruk word en nou wil jy moet 'n nuwe plek. Dis hoe erg dit vir vrou is.
Onthou, want hulle is emosioneel. Hulle anker hulle self in hulle omgewing, hulle anker hulle self in hulle huis, en hulle vrou anker hulle man en haar kinders. En nou gaan die kinders in die huis. Dis soos boepies wat uitgeruk word. Haar hele lewe het bestaan rondom hierdie, wat sy gebou het, hierdie huis wat sy opgebou het, hierdie verkoestering, hierdie vertroosting, hierdie versorging. En nou, het sy gearriveer in die kamer. Sy sê, terwyl ek so uitkyk op die venster, ek sê, Here, ek besef hierdie is my laaste huisie op aarde. En nou as ek uitkyk oor die see, kyk ek in voorbereiding vir my finale verhuising wat dalk binnekort gaan wees. En dis ook by my Vader te mag wees en by hom te mag inwoon. Is dit nie awesome om met so uitkyk op die lewe te kyk? En al hierdie dinge wat ons so seer maak, al hierdie dinge wat so ongevraagd oor jou lewe kom, al hierdie dinge wat jou so, ek wil amper sê, van koers al vat, druk jy net so die kant toe, want jy het geleer om stil te word. Jy het geleer om nie kwaad te word vir alles nie. Jy het geleer om nie net in woede uit te bars met elke ding wat nie saam met jou wat sy siening gaan nie. En jy word nie net kwaad vir elke persoon se opinie, jy word op 'n plek dat jy jou grootste mikpunt, jou grootste plek van anker, bo alles, is hoe staan my hart met my God. Ek het sy vrede wat alle verstand te bowe gaan. En nou staan jy op in die oggend en een uitdaging vir die ander uitdaging staan op. En ek meen ons lewende wêreld wat ons weet wat gevalle toestand is, wat uitdagings daagliks na jou te sien. Maar weet wat? Omdat ek in hom is, sê ek vir elke uitdaging, jy het nie die laaste sê nie, want jy het 'n vervaldatum. Jy het 'n vervaldatum. Elke toets het 'n vervaldatum. Maar weet wat kom na die vervaldatum? Die getuienis, hoe ek in God gegroei het, hoe hy voorsien het. Kom ons lees verder. Kom ons kyk weer na 1 Korintiërs 13 vers 12. Ek het altyd, toe ek hierdie gedeelte gelees het, dat ons kyk in 'n spieël soos in 'n raaisel, maar eendag van aangesig tot aangesig. Het ek altyd in my hart het so gesien, ons kyk na 'n raaisel, ons het soveel vrae op hierdie aarde. Ons het soveel dinge wat ons nie voor antwoorde het nie. Maar eendag wat ons by die Here is, sal die Here vir ons al die antwoorde gee op ons vrae. Maar terwyl ek stil word, toe gee die Here vir my 'n openbaring, wat dalk vanmôre net op my van toepassing is. Maar dalk net is dit ook vanmôre van toepassing op jou lewe. En ek wil dit graag vir jou oopbreek. 1 Korintiërs 13 vers 12. Want nou sien ons deur 'n spieël in 'n raaisel, maar eendag van aangesig tot aangesig. Nou ken ek ten dele, maar eendag sal ek ten volle ken, net soos ek ten volle geken is. En skielik gaan hierdie skrif vir my oop, nie noodwendig die hiernamaals nie. Jy staan nou voor 'n uitdaging, met soveel vrae. Dis 'n raaisel, hoe gaan ek deur hierdie ding kom? Hoe gaan ek deur hierdie siekte kom? Hoe gaan ek deur hierdie finansiële vraagstukke kom? Hoe gaan ek deur alles kom? Maak nie saak wat ek kan kop of môre aan die raaisel sien. Hoe gaan ek hier deurkom? Maar omdat God ten volle my pad vorentoe ken, lei God my in sy volle kennis in van sy plan vir my lewe. En daarom wat vandag vir my 'n raaisel is, sal ek eendag terugkyk op en ek sal antwoorde hê. En dit sal vir my wees, God het my deur dit gevat, nie om my seer te maak nie, nie omdat hy my verlaat het nie, nie om my te breek nie, maar omdat hy my nie wil hou waar ek was nie, maar my wil vat in geestelike volwassenheid na die plek toe waar ek in die volle mate van God se seën, sy karakter kan opstaan en sy liefde en die vrug van die Gees ten volle kan uitleef in elke area van my lewe. Sodat ek ten volle geken kan wees soos wat hy my ken. En sy droom, sy wil, is nie noodwendig dat ek die grootste huis in die area moet wees, waar ek bly, of die beste en die vangste kar nie. Want hy weet dalk, nie dalk nie, hy weet. Die gehoor, die verskil tussen die woordjie dalk en weet, hy weet. Wanneer gaan dit my wegvat van hom af en my ego gee wat ongesond is? Ek kan tog nie vir 'n kind
wat nou maar 5 of 6 of 7 jaar oud is, 'n 50cc motorfiets kry, net omdat hy wil hê. Jy weet daar is 'n proses waardeur hy moet gaan om verantwoordelikheid te leer, sodat hy verstaan waaroor die veiligheid gaan, wanneer hy die dag by die ouderdom kom, wat hy volwasse genoeg is om op 'n 50cc motorfiets te kan klim. En jy weet jou kind het veiligheid, hy het wysheid, en jy kan hom in die straat ingaan tussen voertuie wat gevaarlik is. En dis hoe ons lewe is. God vat ons deur ons prosesse en hy gee ons wysheid voordat hy ons in die straat en laat gaan waar die gevaar is. Maak dit nie sin wat ek vanmôre sê? Amen. En wat 'n spieël kyk jy? 2 Korintiërs 3 vers 18. En terwyl ons almal met onbedekte gesig soos in 'n spieël die heerlikheid van die Here aanskou, word ons van gedaante verander na dieselfde beeld. Van heerlikheid tot heerlikheid as deur die Here wat die Gees is. Wie is die Heilige Gees wat ons woon? Die Here is die Gees. En nou, omdat ons met hierdie gedaante van verandering beweeg ons na 'n punt toe, waar ons verstaan, dat dit wat in die spieël gesien was, wat op 'n stadium 'n raaisel was, het van gedaante na gedaante verander aan die volheid van die Here. Want sy geestelike werking wat binne ons plaasvind, het ons van binnekant te verander sonder dat ons eers besef het. En skielik maak iets vir my sin. En ek glo dit gaan vir jou 'n deur oopmaak vanmôre. Wat is die doel van om Sondag vir Sondag te kom en na preek te luister? Net om kennis op te bou. Nee, elke keer wat jy die onderlinge vergadering en byeenkomste nie verwaarloos nie, is God besig om deur sy Gees 'n verandering binne jou te bring, wat jou versterk om die toetse daar buitekant, die gevaar daar buitekant beter te kan trotseer en meer kennis te kan hê hoe om dit in liefde, in selfbeheersing te kan oorbrug en te kan oorwin. As ek hierdie onderlinge byeenkomste verwaarloos, waar die Gees van God myself kom leer, die woord sê ek het nie nodig dat enigiemand my leer nie, die Heilige Gees sal my leer. Hoe leer die Heilige Gees my? Deur die woord wat ek ontvang wat suiwer is. Daarom moet ons altyd die woord wat ek ontvang, wat ek hoor, gaan meet aan God se woord of dit die waarheid is. Want die waarheid gaan my vrymaak. En sonder die waarheid het ek 'n verantwoordelikheid. Ja, ek het 'n verantwoordelikheid. Ek het 'n verantwoordelikheid om my siel reg te hê, reg te kry. Sodat wanneer ek in die spieël kyk, wat my spieël is, wat my verantwoordelikheid voor God is, dat ek weet, ek leef reg, ek streef reg, ek beweeg reg, ek is op pad om my God te ontmoet. Want ek het 'n lewe van voorbereiding, nie om ander mense te beïndruk nie, maar 'n persoonlike verantwoordelikheid wanneer ek in my spieël kyk. En wat 'n spieël kyk jy? 2 Korintiërs 5 vers 17, daarom as iemand in Christus is hy 'n nuwe skepsel, die ou ding net verbygaan. Kyk, dit het alles nuut geword. Ek wil vir jou vanmôre sê, wanneer ek in die spieël kyk, en ek sien nog die seer van gister. Ek sien nog die verbitteringe van die lewe. En my oë spreek van die seer en verbittering en kwaad, waarvan ek nog nie losgekom het nie. Dan gaan die beeld in die spieël vir my nie 'n aangename beeld wees. Daar gaan die lewe in my oë wees nie, daar gaan net seer wees, daar gaan soveel teleurstellings wees, daar gaan soveel kwaad wees wanneer ek na die spieël kyk. Kan jy saam met hom, Job 37 vers 18 sê, kan jy saam met hom die hemel uitbrei wat vas is soos 'n gegote spieël? Kan jy, as jy in die spieël kyk, sê ek is iemand wat saam met hom die hemel op aarde verbreek,
Soos 'n groot spieël. Hierdie spieël is van vasal waarin ek kyk. Dis die beeld van God wat ek sien. Wanneer ek in hierdie beeld wat so spieël kyk, sien ek die verandering wat God reeds in my lewe kom doen. Ek sien hoe die blyskap terugkom in my oë. Ek sien hoe om na my te kyk in die spieël word vir my elke môre, Here, as ek in hierdie spieël kyk, sien ek nie meer myself raak nie. Ek sien nie meer raak dat my gemere moet reg lê nie. My hare moet reg lê nie. Ek kyk in hierdie spieël en ek sien dankbaarheid. Dankbaarheid van 'n lewende God wat my so ver gebring het. Wat my so ver genees het, wat my soveel verander het. En wanneer ek in hierdie spieël kyk, dan moet die volgende begin gebeur. Dis die kern van kind van God wees. Wanneer ek in die spieël kyk. Waar begin mens met die vernuwing in die spieël? Wat my laat opgroei in volwassenheid, om saam met hom die hemelse koninkryk op aarde te brei. Met ander woorde, as ek saam met hom die hemel uitbrei, en dit is 'n groot spieël, waar begin dit? Wees goedgesind en hartlik teenoor mekaar, en vergewe mekaar soos God julle ook in Christus vergewe het. Begin by vergifnis. Dit begin by vergifnis. God is 'n God van vergifnis. Dus die kern van verhouding met God is vergifnis. Die kern van Golgotha was 'n vergifnisdaad van God aan my en jou as mens. Toe Jesus aan daardie kruis hang, het hy geen veroordeling gehad vir die mense nie. Selfs die wat voor hom was, wat besig was om te kruisig, het hy sê, Vader, vergewe hom, want hulle weet nie wat hulle doen. Dit was 'n vergifnisgeboorte wat binne my jou begin die dag toe ons by Jesus uitkom, van gebroke, verwerp, ek wil amper sê geen waarde nie. Dis maar die gevoel wat ons gehad het, maar ek het laas van of jy mooi gebruik, maak jy saak of jy R10 opvrommel, of jy kom trap, of jy teen muur vasgooi, hy bly R10. Hy verloor nie sy waarde nie. 'n Splinter nuwe, crispy, nuwe enetjie, daai wat so 'n bankmasjien het. En die het opgevrommel is al so 'n bietjie deur die jare gebruik het. As jy na die winkel toe stap, koop jy presies dieselfde waarde in produkte met die nuwe ene en die gebruikte ene. Want die geld verloor nie sy waarde nie. En daarom kan ek en jy maak nie saak wat hierdie lewe ons gedoen het nie. Hierdie lewe het my nie geskape nie. Hierdie lewe het my nie in die moeder skoot gevorm. Hierdie lewe het nie vir my die asem gegee wat my 'n lewende wese maak. So hierdie lewe kan nie my waarde wegvat nie. Amen. Die lewe kan probeer. Maar wanneer ek by daardie spieël uitkom en ek sien dat vergifnis is die vrymakingskrag wat op Golgotha geword het. En nou wil God, ek moet alles vergewe en almal vergewe wat my te nagekom het. Wie wat is vergifnis? En is maar net my siening vanmôre. Miskien het jy 'n dieper siening, miskien het die Here vir jou groter openbaring gegee soos my gee. Maar in my eenvoud vanmôre van nederigheid voor God, weet wat is die beeld wat ek sien van vergifnis? Om week vir week in 'n spieël te kyk. En my punt te kom dat 'n mens sal sê, ek wens ek is liewer dood, ek wens ek het nooit gebore gewees nie. Ek haat die mense in die lewe wat aan my gedoen het, wat aan my gedoen het. En kom by daai punt, dat jy jou waarde in Christus raak sien. En jy voel sy gees deur jou spoel, en alles kom nie maak wat die binnekant is, wat stikkend is. En skielik kan jy voor God nie en sê, God, I am no more a prisoner. Ek weier om 'n gevangenis te wees, in 'n tronk. Weet jy wat is die tronk van verbitternis? Jy weet dat dit nie is 'n deur nie. Dis die enigste tronk waarin 'n mens homself jarelang bevind wat nooit 'n deur gehad het. Want jy kan enige oomblik uit daai sel uitstap, jy kan enige oomblik uit daai tronk uitstap en sê, ek is nie meer 'n gevangene van my verlede nie. Ek weier. En vergifnis is daardie oomblik wanneer ek vergewe, nie omdat ek ontken wat aan my gedoen was nie, maar omdat ek weier dat dit my verder verwoes. En nou stap ek weg. Ek stap uit die tronk uit, want hy het gekom om gevangenes vrylating te bring. Here, ek stap in hy gevangenis uit. Ek stap uit. Ek stap in jou vrede, ek stap in jou blydskap in. En nou verander alles.
Want die vrede van Christus, en ek sien wat hulle aan hom gedoen het op Golgotha, hoe hy gesê het, Vader, vergewe hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie, want hy het geweier op Golgotha, dat enigiemand hom in 'n tronk sit van verbittering. Hy het soveel in die vlees 'n rede gehad om verbitterd te wees. Hy is die hele nag in die gesig geslaan met die vuis. Sy baard is uitgerig, hy het hom gespoeg, hy het hom geblinddoek en met 'n riet geslaan, nadat hulle doringkroon op sy kop gesit en gesê, profeteer wie het jou geslaan. Hy is 7 keer getraal. 7 keer was hy voor die geregsbank. 7 keer met valsigheid skuldig bevind. En die laaste keer toe hy voor Pontius Pilatus staan. Toe sê Pontius Pilatus, ek vind ook geen skuld aan hierdie man nie. Toe was hy al getrou deur Caiaphas. Hy was al voor Herodes gewees. Hy was weer terug na Caiaphas toe. Hy was weer terug na Herodes toe. En weer terug en die wens te gaan sit voor die Romeinse so wat hulle kon nie besluit wat om met hom te doen nie. Toe sit hom maar voor die Romeine, want dit is nie geoorloof vir 'n Jood om aan dood te maak nie. Nou moet ons hom na die Romeine te vat dat hulle hom moet regstel. En die 7de keer toe getrou word te sê, Pontius Pilatus, ek vind geen skuld in hierdie man nie. Toe sê hulle kruis hom. En hier moet hy daai kruis Golgotha toe dra. Spykers word dwars deur sy hande geslaan, deur sy voete. Maar hy weier om in die tronk van verbittering te staan, want sy vryheid word jou en my vryheid. Wat hy roep aan daai kruis uit. Vergewe hulle, Vader, wat hulle weet wat hulle doen. En nou sê Jesus, ek en jy moet kom, stap in die tronk uit. Ek het vir jou ewigheid in my Vader se huis wat ek vir jou voorberei. Ek kom om jou te kom haal, sodat jy nooit weer traan sal hê, nooit weer pyn sal hê, nooit weer verdriet sal hê, nooit weer sal hierdie dinge wat nou probeer om jou te steel, ooit weer uitwerking op jou het. Stap in my vryheid in, stap in die tronk uit. Wanneer ek in my spieël kyk in die môre, dan sien ek die vryheid van Jesus se volmaakte prys op Golgotha. En wat 'n spieël kyk jy? 1 Johannes 1:9, as ons sondes bely, hy is getrou en regverdig om ons die sondes te vergewe en ons van alle ongeregtigheid te reinig. Ek het in my beradingstydperk het ek met mense deur diep seer pad gestap. Tot ons by hierdie punt kom. Ek het gesien hoe mense die gruwelikste dade wat hulle gedoen was, kon vryspreek. Om te weier om verder in die emosionele tronk te sit. En dan vat ek hulle na die finale proses van vryheid toe. Ek sê, stap saam met my badkamer toe. En laat ek hulle voor die spieël staan. As jy nou alles vrygemaak, spreek die persoon vry. Amen. En daai ene was nie so maklik. Ek het gesien hoe hulle voor hy spieël staan. Hy was gryp en breek en sê, pastoor, ek kan nie hierdie persoon in die spieël vryspreek. Weet jy wanneer kan ek die persoon in die spieël vryspreek? Wanneer ek hierdie skrif verstaan. As ons ons sondes bely, hy is getrou en regverdig om ons die sondes te vergewe en ons van alle ongeregtigheid te reinig. Met ander woorde, daar is dan ook geen veroordeling vir die wat in Christus Jesus, vir die wat nie na die vlees wandel, maar na die gees. Met ander woorde, as ek voor daai spieël staan en ek besef, God wil nie hê ek moet met hierdie foute wat hierdie persoon in die spieël gemaak het, vrede maak nie. Ek moet besef, die persoon in die spieël beleef nie meer nie. Die foute wat daai persoon wat ek in die spieël na kyk gemaak het, is deur 'n groot God die sy eie kosbare bloed op Golgotha uitgekanselleer en van my weggevat en in die diepte van die see gegooi. Ek hoef voor geen van die foute wat daai persoon vir wie ek in die spieël kyk, myself te kastei en te kan sê ek kan nie daai persoon vryspreek nie. Nee, ek staan voor daai spieël en ek sê vir myself, Simon, no matter what you did. Maak nie saak hoeveel keer ek myself gaan verwyd oor verkeerde besluite nie.
As ek maar net dit gedoen het, was my lewe nie hier nie. As ek maar net dit gedoen het, het ek nie dit verloor in die lewe. As ek nie maar net dit gedoen het, het ek nie hierdie terugslag gehad. As ek maar net dit, nee, van hierdie oomblik af bestaan die foute nie meer nie. Maar in Christus wat alles ten goeie laat meewerk, is daar 'n belofte van herstel, is daar 'n belofte van 'n nuwe môre, is daar 'n belofte van 'n nuwe lewe. En nou kan ek sê, Here, omdat ek nie aan my verlede vashou nie, ek verklou nie aan my foute nie. Here, my foute was die rede hoekom ek besef het, daar's 'n God wat ek nodig het in my lewe. Ek kan nie sukses van my eie lewe en my eie krag doen nie. En daarom bestaan ek voor hy speel en ek sê vir myself, jou foute, dank God het jou by God uitgebring. En omdat dit jou laat besef het, ek is niks sonder hom nie, kan ek in die victory van Jesus sê, my verlede is nie my verloorpunt nie. Dis my stepping stone om voor hierdie spieël vandag te kan staan en te kan sê, koningskind, lig op jou kop. Want môre is nog 'n tree op pad huis toe. Ek is besig om voor te berei vir my laaste verhuising van die tydelike na die ewige saam met hom. As ek in die spieël kyk, wanneer moet ek bang word vir die spieël? As die oë in die spieël vir my sê, you're not living the life you're confessing. Jy lewe nie die lewe wat jy vir mense sê jy leef nie. Jy praat van Jesus voor mense, maar kan jy in jou oë kyk en vir jouself sê, ek het vryheid in Christus, want ek lewe opregte lewe, gebreek met sonde, heiligmaking is besig om my nader aan God, wat die vrede wat ek in my oor het my kom losmaak van elke teleurstelling, elke mislukking, alles wat die lewe na my kant toe kan gooi, want ek is op pad in die vrymakingskrag van die lewende God. En wat is speel kyk jy? Net weer vir jou die gedagtes, wat jy moet vat en daarmee sluit ons af. Gedagte uit vandag se boodskap. Onthou, dis jou spieël, jou lewe en jou verantwoordelikheid voor God. En net jou vrede gemaak met God en die persoon in jou spieël. Waar begin mens met die vernuwing in die spieël wat my laat opgroei en volwassen om saam met hom die hemelse koninkryk op aarde te brei? Eerstens, spreek aan hom vry. Spreek vry wat jou in die tronk hou. Nie omdat jy wil sê, dit het nooit seer gemaakt nie, en dis maar right nie, omdat jy weier dat wat aan jou gedoen is, jou van God te weghou, en jou weghou van jou oorwinning af. En tweedens gestaan in die spieël. En verklaar met die vryheid waartoe Christus jou geroep het. Ek is nou maar eenmaal 'n gesalfde van die Here. Ek is nou maar eenmaal op pad om los te maak dag vir dag van hierdie verganklike wêreld wat my nie die vrede kan gee wat God my gee nie. Ek is op pad huis toe. Ek is besig om voor te berei om by God te kan wees eendag. En niks gaan my stop nie. Nothing will stop me from reaching my end destination. Soos Paulus sê, ek maak my los van wat agter is. Wie waarvan moes Paulus hom losmaak? Het jy ooit gedink wat Paulus sê as hy sê, ek maak my los van wat agter is? Kan ek vir jou sê, van wat moes Paulus hom losmaak as hy in die spieël gekyk het? Hy was eens op 'n tyd 'n fariseer wat Christene vervolg het en hulle oorgegee het om doodgemaak te word. En nou kom hy by Jesus in vrymakingskrag op pad na Damaskus toe. En nou kyk hy in die spieël en hy dink by myself, ek het genade gevind, ek het God gevind, maar wat van die mense wat ek doodgemaak het in my lewe? Wat se dood ek veroorsaak het in my lewe? Terwyl ek daar gestaan het en Stefanus se steniging goedgekeur het, terwyl ek die klere opgepas het van die wat hom stenig. Hoe kan ek dan nou met vrymoedigheid aan die gemeentes wat ek vervolg het briewe skryf van hoor en die Here moet dien? God roep hom om in gemeentes briewe te skryf en hulle sondes uit te wys, waarmee die vyand hulle van trek afhou, sodat hulle kan vry wees om glo. En dan moet hy hierdie goed skryf. En ek dink terwyl hy speel kyk en dink hulle gaan sê, ag asseblief, wie is jy vir ons te sê wat ons moet ons lewe? Wat het jy nie gedoen nie? Hoe het jy nie mense se dood veroorsaak nie?
het jy nie daai dag gestaan en glimlag en het goedgekeer terwyl vir Stefanus doen en nou wil jy vir ons kom vertel in die gemeente, so moet ons God regleef. Een ding wat maak my los om dit agter is. Paulus het geweier dat hy gedoen het voor hy by Jesus uitgekom het, dit wat in sy lewe hom probeer in 'n tronk hou, om verder in 'n tronk hou. Hy sê een ding, dan maak my los van dit wat agter is en dan strek met alles wat in my is, voel het om Christus as loon te ontvang. Wat hou jou vanmôre nog vas? Met wat stryd? Wat se stryd het jy as jy nog in die spieël kyk? Wat van jou verlede maak dat jy sitter as jy in die spieël kyk en jy dink daaraan dat ek is besig om na Jesus te beweeg? Dan is dit tyd om vanmôre te maak soos Paulus sê, maak my los. Weet wat Petrus se woorde? Petrus het vir 3,5 jaar saam met Jesus loop, het alles sien wat wonderwerke doen, God stuur hom uit, gaan lê hom op die siekes, dryf duiwels uit. Na 3,5 jaar ontken hy 3 keer dat hy vir Jesus ken. Die 3de keer vloek hy en sê ek ken hom nie. Wie wat sê Petrus? Ek slaan my hand in die ploeg en ek kyk vorentoe. Want hy het omkyk, is die koninkryk van God nie waardig nie. Wanneer jy in die spieël kyk, kyk in die oë van 'n man en 'n vrou wat vir God 'n besluit geneem het. Ek is klaar en niks my verlede gaan my verder weerhou van die volle potensiaal wat ek God kan bereik in my lewe. Ek maak my los. Ek slaan my hand in die ploeg en ek kyk vorentoe. Kom ons bid so. Ekskuus, net vir ons, ek wil net graag hierdie nog met julle deel. Dit was so 'n beseringstyd teksversie wat hier gekom het. Filippense 3 vers 13 tot 14. Broers, ek reken nie dat ek dit self gegryp het, maar een ding, ek vergeet die ding wat agter is, strek my uit na wat voor is, en jaag na die doel om die prys te verkry van die hoë roep op God. Kyk, dankie die Here Jesus het eintlik reeds bespreek. Kom ons bid saam. Vader, hoe lig voel my siel nie voor U vanmôre om hierdie boodskap aan jou seuns en dogters te gee. Gooi af die laste. Gooi af die goed waarmee jy so jouself bemoei en moeg maak. Jy saam met jou sleep vir soveel jare. Gooi dit af. Want die bloed van Jesus Christus is kragtiger as enigiets wat jy in jou lewe ooit kon verkeerd doen. Hy is die een wat vrymaak. En daarom is môre sê dankie Here. En U vrymakingskrag maak ons soos vas aan die einddoel. Die wenstreep waar U, Here Jesus, vir ons wag. Ons maak ons los van die bemoeienis van hierdie wêreld. Ons maak ons los van ons teleurstellings, ons foute van die verlede. Wanneer ons in die spieël kyk, wil ons die oorwinning van Christus sien glinster in ons oë. Want die blydskap van God is ons beskutting. Amen. Sak om die Here te dien. Sak om die Here. Ons beweeg in 'n tydperk en waar mense reeds begin met 'n nuwejaarsvoornemens, begin hulle lysies optrek. En ek kyk net toevallig. Kyk ek eendag na 'n paar lysies. Ek sê te vir mense, jy skryf op 'n lysie, wat wil jy op die middernagdiens? Wat wil jy vir die nuwe jaar verander? En ek lees die lysies. Wie wat jy meeste op die lysie lees? Hoe mense sê van hierdie teleurstelling en hierdie fout en hier goed wegkom. Ek wil dit verander in die nuwe jaar. En ek besef, as Jesus na die lysie kom kyk, sy met sy bloed te streep deur dit alles getrek het, en gesê, maar ek het dit volbring. My bloed
het die volle prys vir jou mislukkings betaal. Stap die nuwe jaar met net een doel in. Hou my hand vas. En stap in my voetspore. Geen ander voornemens nie. Geen ander planne nie. Hou Jesus hand vas. En stap saam met hom 2026 in. Hier in sy voetspore te loop. Want hy het die volle prys betaal. Amen. Ons gaan oor na die nagmaaltafel. Wat 'n voorreg. Wat 'n voorreg. Om te kan sê dit in die nag wat die Here Jesus verraai is. Het hy die brood gebreek en gesê dis my liggaam wat vir julle gebreek word, te vergifnis van julle sondes. So het hy na die nagmaal of na die brood, na die maaltyd, het die beker geneem en gesê dis my bloed van die Nuwe Testament. En so dikwels as jy deel van die brood eet van hierdie beker drink, sal jy my dood verkondig totdat ek kom. Tyd is weer om uit te hardloop. Gaan kyk wat gaan in die wêreld aan. Tyd is weer om uit te hardloop. Hoor wat ek vanavond volgende vir sê, tyd is weer om uit te hardloop. Kan ek jou net so bietjie ietsie gee wat in die politiek aangaan, wat van kardinaal is vir ons as kind van God om nie mis te kyk nie. Op hierdie stadium kyk die hele wêreld na Donald Trump as Here. Die hele wêreld kyk na hom as Here. Kan ek vir jou iets sê? Jy gehoor ek sê die hele wêreld. Nie die kind van God nie. Donald Trump is die eerste president in 'n lang tydperk wat 'n 5 office geskep het binne die Wit Huis. Wat hy sê dit ons moet godsdienst terugbring, ons moet die 10 gebooie weer onderhou, ons moet godsdienst terugbring en die godsdienst moet die politiek beheer. Dit klink mooi op die oor. Wie is die leier wat aangestel is oor die 5 jaar? Paula White. Paula White is een van die mees nieuwuitste evangelist preachers wat jy kan kry. Wat so ver van God se koninkryk kan net nie maar nie. Een van die goed wat sy proklameer. Paula White. Die Pentecostal Church moet weer onder die moeder van Rome beweeg, die Rooms-Katholieke Kerk. En hulle hele ding is back to Rome. Ek wil vanmorgen vir sê, daar is net een antwoord in sy naam is Jesus Christus. Pas op, die woord van God sê, moenie dat jy in die laaste dag mislei word. En alles wat vir jy gewerk het, in 'n oomblik verloor. Hou vast tot die einde toe, sodat jy die kroon van die lewe ontvang. Helpers.